Weet jy hoe dit voel om 'n slaaf te wees? Waarskynlik nie. Vandag se mense beroep hulle op die swaar kry van slawerny, terwyl meeste mense eintlik nie 'n idee het wat slawerny beteken nie. Maar op die punt waar ons werklike ervaring van slawerny het, spreek niemand 'n woord nie. Die wêreld besef nie eers dat hy homself oorgegee het aan as slawe van die sonde nie. Kom ons lees in Eksodus 14 vanaf vers 21 tot 30 oor hierdie slawerny. Vers 21. Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur. Die see droog gemaak en die waters is gekloof en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. En toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môrewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle in die see getrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Tot sover. Wanneer Israel uit Egipte trek, is hulle eintlik nog slawe. Ja, Farao het hulle laat trek, het hulle laat gaan, maar sodra hulle getrek het, was hulle nie vrygestel nie, want gou kry Farao en die Egiptenaars berou oor die Israeliete en jaag hulle agterna om hulle weer te onderwerp as slawe. So Israel is in werklikheid nog nie vry nie. Hoewel hulle weggetrek het, was daar nog nie skeiding tussen hulle en die slawerny van Egipte nie. En dit moet weer meer as net 'n fisiese skeiding wees. Daarom voorsien God dit in die vorm van die Rooi See en Farao se weermag wat hulle agterna sit. En lei God die simbool van die Egiptiese mag in 'n lokval in. God kloof die Rooi See oop en sonder dat die Egiptenare aan die gevolge dink om agter Israel in die Rooi See in te trek, gaan hulle en jaag hulle die Israeliete agterna. God doen 2 wonderwerke. Hy kloof die Rooi See oop en hy laat die Israeliete trek en dan bring hy die Egiptenare tot in die middel van die Rooi See en hy delg hulle uit. Met die water wat toegaan, verdrink nie net die Egiptenare nie, maar hy maak finaal skeiding tussen Israel en hulle slawerny. So bevry Jesus ons nie net van ons slawerny van die sonde nie, maar hy gee ook 'n sigbare teken dat ons ook kan weet dat God skeiding maak tussen ons en ons sondes. Die water van die doop dien as 'n getuienis dat God skeiding maak tussen ons en ons sondes, soos die water van die Rooi See getuig dat Israel nie meer slawe is nie. Daarom moet die water van die doop ons herinner dat ons nou los van die sonde is en deur Jesus se bloed vry is van alle beskuldigings. Dit is net ons wat soms ontken
Net soos wat die Israeliete gemurmureer het en terugverlang het na die vleispotte van Egipte, so verlang ons ook terug na die slawerny van die sonde. Broers en susters, God het jou geskei van jou sonde. Maar besef jy dat jy los is daarvan? Besef jy dat jy vry is daarvan? Of verlang jy nog weer na die sondes? En roep gereeld weer om 'n slaaf te wees? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die teken dat ons vry is van ons slawerny. En ons wil U vra dat U ons sal lei deur die Gees, dat ons sal daardie skeiding raak sien en na die doop ons sal herinner, dat ons nie meer sal begeer om 'n slaaf van die sonde te wees en dat ons nie sal terugverlang na die vleispotte van Egipte nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.